Voel julle dit steeds? Ek seën julle en sê dit baie geniet. Baie dankie aan elke een teenwoordig hier vanaand. Julle gaan ontvang uit die troonkamer van God vanaand. Is julle reg daarvoor? Amen. Is julle reg om te ontvang? Amen. Kom ons gee die Here net gou ons kreet. Onthou julle ons kreet? Okay? Onthou julle nie. Okay, die nuwe mense, ons het 'n kreet. Wat sê? Kan julle onthou? Halleluja. Prys die Here. Amen. Amen. Want halleluja gaan ons, en daar waar ons gaan en ons sê halleluja, dryf ons alles wat negatief en boos is en verkeerd is weg. Halleluja. Satan hardloop as hy halleluja hoor. En as ons sê prys die Here, dan worship ons, en wanneer ons worship, dan hardloop die Satan ook weg. Amen. En as ons sê amen, dan sê ons en dit sal so wees. So, let's do it. Halleluja. Prys die Here. Amen. Okay, kom ons doen dit weer en kom ons doen dit ordentlik vir die Here. 1, 2, 3. Halleluja! Prys die Here! Amen. Daar sy, nou het ek ook energized. Nou is ek ge-energized om aan te gaan. Mense, wat 'n voorreg, ons almal het rooi aan dit verteenwoordig die bloed van Jesus en ek het vanaand al so baie gehou. Want wanneer die anointing van God op ons kom, dan raak jy weemoedig. As jy dink aan die dag wat gister gebeur het, 2000 jaar terug, en vandag en môre en verder aan, dan kan ek nie help in my hart om hartseer te raak en te sê dankie Jesus nie. Want maak nie saak hoeveel mense voor jou staan en vir jou vertel van hierdie gebeurtenis, die grootste gebeurtenis, die wonderlikste gebeurtenis in 'n mens se lewe. Want net een kan dit vertel soos wat dit werklik vir Jesus was nie. Maak nie saak hoe dramaties jy dit hier voordra en vertel nie, jy kan nooit die pyn en die lyding wat Jesus deurgegaan het, oordra nie. Dit is bo ons menslike vermoë. Maar wat ek vanaand vir jou wil sê, ons almal ken hierdie storie. Ons almal ken die verhaal wat Jesus vir ons kom doen het. So ek gaan nie vir julle die verhaal vertel nie. Die Here het my geroep om oor dieper dinge te praat. Die Here het my gesalf en my geseën met openbaringe en ek wil met julle die dieper dinge deel want ons almal ken reeds die verhaal. Ons het al soveel gehoor uit verskeie monde wat het gebeur in hierdie tyd wat ons beleef waaroor dit gaan. So vanaand wil ek dieper dinge met julle deel en van die dinge het julle dalk nog nie gehoor nie. Ek weet onder andere kan ek iets met julle deel wat mense vir my gevra het in ons training hier by die kerk op 'n kol. En ek het dit nie geantwoord nie want ek het geweet die dag gaan kom wanneer ek dit gaan antwoord en wanneer julle dit beter gaan verstaan en onder andere Pastoor Elsa, dit is een antwoord vir jou vanaand. Er was baie wat my gevra het op WhatsApp, op Facebook oral. Julle weet, die sweep waarmee hulle vir Jesus geslaan het, was gemaak met 3 stringe. En daai stringe was van leer gemaak. En aan elke punt van elke string van die leer was daar nog 'n klein stukkie aan wat bestaan het uit lood en uit bene. Sodat elke keer wat hulle vir Jesus geslaan het, het daai lood stukke van sy vlees uitgeruk. Daardie skerp bene het oopgekloof. Daardie stringe leer het die voorwerk gedoen om die vel op te kloof. Nou ek wil net hierdie goed vir julle vertel dat julle net kan verstaan waar julle ons gaan. Daardie 3 stringe, Jesus is 'n drie-enige God, God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Dis 3 stringe, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En aan elke punt was daar nog 3 stringe. Nou wat ek vir jou vanaand wil vertel is, daai 3 stringe maal 3. Maal 3, dis 3 maal 3, wat vir ons 9 gee. Het julle enige een idee wat 9 beteken in Hebreëus? Onthou, Hebreëus is 'n taal wat uit simbole en uit nommers uit bestaan. Het enige een van julle idee wat die nommer 9 beteken? Ek gaan julle vertel. Nommer 9 beteken
beteken perfect. So it's a perfect completion wat Jesus vir ons gedoen het. Alright, en ek wil verder aangaan. Hulle het vir Jesus 39 houe gegee. Dit weet ons almal. Die 40ste hou is die hou wat jou na dood gaan, want elke hou ruk van jou vlees uit, het van Jesus se vlees uitgeruk. Eers die vel, toe die spiere onder die vel, toe die weefsel. En elke hou gaan dieper en dieper, sodat wanneer die 40ste hou gaan val op 'n mens, is dit die hou wat jy doodmaak. Want alle organe is oop. Daar is nie meer iets wat jou beskerm. Die spiere is af. Die vel hang soos linte. Die weefsels is 'n bebloeide massa. Daar's niks wat jou meer beskerm nie. Dis hoekom die 40ste hou die dodelike hou is. Maar dis waar hulle gestop het. Want hulle wou nog nie vir Jesus doodgehad het nie. Nou wat beteken 39? Enige een van julle idee wat 39 in die Hebreëse taal beteken? As ons nou dink aan Jesus, wat hy gedoen het, hy het al ons sondes op hom geneem. Hy het sonde geword vir ons. Hy het vuil geword vir ons. 39 beteken vervloeking. Jesus het vir ons 'n vervloeking geword. 39 beteken prostitusie. Elke sonde is, die doener van die sonde is 'n prostituut, want jy's ontrou aan Jesus, jy's ontrou aan God. So jy's dan 'n prostituut, jy't 'n afgod. So 39 beteken vervloeking en prostitusie. Het julle al alles wat jy van die Here gehoor het en wat jy in die Bybel lees, adds up. Dit word bevestig, die een ding deur die ander ding. Daar is niks wat enigeen vir jou kan lees in die Bybel, wat nie op ander plekke gaan bevestig word deur dade en dinge wat Jesus gedoen het. Nou mense, daardie 39 einste houe, die woord sê vir ons, Jesus se wonde het vir ons genesing gebring. Amen. Elke hou het 'n hoofsiekte verteenwoordig. So elke hou wat Jesus gekry het, was vir my en vir jou. As ons siek word, dat daardie wonde ons genees. Dis hoekom as jy glo en jy regverdig staan voor God en jy bid en iemand lê vir jou die hande op, dan sal jy genees word. As jy nie genees word nie, het jy nie geglo nie. Of as jy nie genees word nie, was daar 'n plafon en jou gebed het teen die plafon vasgeslaan. Want wat is hierdie plafon? Hierdie plafon is wanneer jy nie righteous voor God is. Halleluja. Die woord sê die Here hoor die gebed van 'n regverdige. So as jy regverdig in jou hart is en jy siek en jy bid en jy glo, dan sal jy gesond word. Twee jaar terug wil ek net dit met julle deel. Nou mense, ek is net so mens soos jy. Ek doen ook sonde. Niemand van ons is volmaak nie, maar ek het 'n passie in die lewe en Jesus kom eerste in my lewe. Maak nie saak wie en wat nie. As ek nie kan lewe vir die Here nie, as mense wat die pad saam met my stap, sodat ek kom vir die Here stap, dan stap ek om liewer alleen. Moet ek kan doen tot eer van God. En as ek dit nie tot eer van God kan doen nie, dan doen ek dit nie. En vir daai rede het die Here my gesalf met 'n bonatuurlike gawe. Ek is 2 jaar terug het die dokter vir my gesê ek het 3 klompe in my borste. En ek moet gaan. Vergeef my. En ek het gesê, sorry, om van jou moeilikheid te hoor, want dit is nie my moeilikheid nie. Hy het vir my gesê, jy het osteoporose in jou ruggraat en jou nekwervels is gone. Nou as julle al gesien het, hoe kan ek drive in die kerk voor die Here, dan wil ek nie weet wat osteoporose is. Yes, halleluja. En ek het nie vir een van die 2 dinge enige medikasie gebruik nie. Ek gebruik natuurlike produkte wat God vir ons gegee het. Yes. Kasterolie. Ek het vir my seker
tyds gemaak en het vol gedoop met kasterolie en ek het dit opgesit en as dit pyn, as ek dit nie pyn haal ek dit af, want dan pla dit my nie, en as dit weer pyn sit ek dit weer op. En ek het 2 jaar later en ek is Shanana. Amen. Amen. Ek het op 'n koel hartmoeilikheid gekry. As kind het ek my hartspiere verlam en my hart was maar swak. En dit het ek gedoen wat baie van ons doen is om verkeerd te eet en verkeerd te drink. Dit het my hart nog verder aangetast en ek het in 'n hospitaal beland. En die dokter het vir my hartpilletjies gegee en gesê, ou sussietjie, jy moet nou maar hierdie goedjies sluk. Yes. Nou, pastoor Teddy en baie wat my nou goed ken, weet ek is nie ou vir pille nie. So ek het hierdie pilletjies toe gedrink, want daar's 'n vreeslikheid wat oor jou kom as jy lê, en ek voel jy gaan dood. Dis 'n vreeslikheid as jy voel en dit voel of water oor jou hart loop. En dis 'n vreeslikheid as jy daar lê en jy kan nie meer asem kry nie. En dan lig ek my net hoor op. Dan sê ek, Satan, wyk. Naderhand het ek op 3 kussings geslaap. Maar my hart het nie gaan staan nie. En ek het op 'n dag gekom, ek het baie hartkrampe gekry en ek het baie so nagte wakker gelê en gedink, ek weet nie of ek die son gaan opsien nie, maar ek gaan die son sien opkom in Jesus naam. Maar toe besluit ek eendag, wat help dit jy vir hierdie hart die hele tyd en jy drink hierdie pilletjies? Jou vertrou is in die pille nie in God nie. Jou vertrou is in hierdie pilletjies nie in die wonde wat vir ons genesing gebring het nie. En ek vat daai pilletjies en ek gooi dit net so eendag toe, maar nog 'n bietjie bang om dit weg te gooi. Ek het dit nog steeds. Ek het seker 3 vol pakkies. Ek het 4 jaar laas 'n hartpilletjie gedrink en ons niks fout met my. Mense wat ek vir julle probeer sê, Jesus het nie verniet 39 houe vir ons gevat nie. Jesus het nie vir ons verniet in sy woord gesê, jy sal genees word as jy regverdig voor God staan nie. Wie is ons om dit te betwyfel? Wie is ons om dit te betwyfel? Dan wil ek vir jou sê, as jy daai 3 strings vat, maal die 3 punte wat vir jou 9 gee, en jy maal dit met die 39 houe, dan gee dit vir jou 351. Weet jy wat beteken 351? Weet enige iemand? In Hebreëus is dit 3 woorde. Hoe, wat en waar. Jesus het vir ons die keuse gegee. Hoe ons gaan lewe. Yes. Jesus het presies vir ons die woord gegee om te sê wat ons moet doen en wat nie. Jesus het vir ons presies gesê, daar waar ons moet gaan, as ons hom nodig kry, dan gaan kniel ons voor Jesus, voor die troon van God. En ons kom na hom toe met dit wat ons belas, en dit wat moeilik is, en ons lê dit voor sy voete neer. En hy sal vir jou antwoord. Halleluja. Hy sal. Thank you, Jesus. Halleluja. Here mense, ek is weemoedig vanaand, maar die Heilige Gees is oor my. Halleluja. Jesus het 7 keer gebloei. Yes. Hy het baie gebloei, maar dit was in 7 stukke. 7 is 'n heilige getal. Die eerste keer was toe in die tuin van Getsemane. Yes. Wat het Jesus daar gedoen? Hy het gebid. Jesus het presies geweet wat gaan met hom gebeur. Mense, Jesus het geweet. Hy het geweet wat hy gaan voel, alhoewel hy 'n mens was, hy was heilig. Amen. En alhoewel hy heilig was, was hy in 'n vleeslike liggaam, so hy het alles beleef wat ek en jy beleef. Hy het verlate gevoel. Hy het verwerp gevoel. Hy het seer gehad, hy het pyn gehad. Hy het verskriklik gelei, mense.
toe daai Passion of the Christ movie gewys het, het ek hom gaan kyk. En ek het vir 2 weke aan mekaar gehuil. Ek kon dit nie vat, dit wat ek in die movie gesien het, hoe Jesus gelei nie. En dit was nie 'n touch wat hy regtig gelei vir my en jou nie. Halleluja. Die tweede keer toe Jesus gebloei het, is door hom gegeesel het, hierdie houe waarvan ek julle vertel het. Die derde keer toe Jesus gebloei het, was toe hulle die doringkroon in sy hoof ingedruk het. Nou baie mense sal dink, is nie so erg nie. Maar is een van die plekke waar die meeste bloei. Die bloed het oor Jesus se gesig gestroom. Ek sê nie die goed net om vir jou te sê nie, julle weet dit, maar wil jy moet besef vanaand, wat het Jesus vir jou en my gedoen? Hoe kan ons dit teruggooi in sy gesig? Hoe kan ons om elke keer wat ons sonde doen, weer kruisig? Weer deur hierdie lyding sit. Hoe kan ons dit doen? Mense, hoe kan ons dit doen? Die vierde keer was toe die spykers in sy hande geslaan is. Hulle het dit met toue ook vasgemaak. Die toue het ook vir Jesus gesny. Die vijfde keer was toe, die vierde keer was deur Jesus se voete. Die vierde keer die hande, die vijfde keer die voete. Die sesde keer was toe hulle die spies in Jesus sy gedruk. Mense, Jesus het toe al so baie gebloed, dat dit nie meer suiwer bloed was, maar water en bloed. Amen. Weet jy hoe swak raak jy as jy bloed? Ek het ook gekraam met verskriklik geskeer en ek het baie bloed verloor. En hulle moes vir my bloed gee. En ek het geweier. Want ek soek net my eie bloed. Ek soek iemand anders se bloed nie. As ek dan moet pek en langbome toe gaan, dan is dit maar so. Maar ek het nie. Maar ek was swak, ek weet hoe dit gevoel. Jy het geen krag nie, jy voel of elke bietjie uit jou liggaam uitgaan. En die sewende keer wat Jesus gebloei het, en ek het nou nie in 'n spesifieke volgorde gegee, ek wil net hê jy moet dit hoor, daar was mense wat Jesus jammer gekry het, en wanneer hy so verniel en mishandel was, het mense verbande om hom gedraai. En dan het dit bietjie opgehou bloei. Dan het hulle die volgende mishandeling begin. En dan ruk hulle daai verbande af van Jesus. Dan bloei alles weer voor. Hulle het nie mooi afgehaal nie, hulle het dit afgeruk. Dan vat hulle weer vir Jesus. En dan trek sy klere aan. Dan ruk hulle daai klere af. Dan trek hulle alles wat nog daar is af. So mense, Halleluja, Jesus. hoe kan ons een druppel bloed van Jesus wegwys? Amen. Hoe kan ons een druppel bloed van Jesus sê, nee dankie nie vir my nie? Hoe kan ons sorg dat daar weer een druppel bloed van Jesus moet vloei vir ons, omdat ons nie oor het nie? Omdat ons nie ons hart kan ontvanklik maak vir dit wat Jesus vir ons gedoen het nie. En as ek so huil, dan kyk ek in my geestesoog en ek sien die hemelse wesens van die begin tot op Golgotha. En die hemelse wesens afgekyk na Jesus en ek dink hulle het gehuil. Hulle het baie gehuil, want hulle weet hoe lief het Jesus elke mens en dis hoekom hy dit doen. Maar daar was ook engele. 60.000 tot 72.000 engele wat gereed gestaan het en gewag het vir Jesus. Here, spreek een woord. Ons vernietig hierdie hele mensdom. Jesus was stil. Hy het niks gesê nie. Hy was doodstil. Hierdie
hierdie hemelse army het gestaan en hulle wou gaan en hulle wou hierdie mense gaan iets aandoen wat ons lieflike Jesus so verniel. Maar hulle kon niks doen nie, want God het gesag. En Jesus het niks gesê nie, en hulle sou niks doen as Jesus nie die woord spreek nie, en hy was stil. Hy het nie die woord gespreek nie. Nou kan julle self indink, as Jesus 'n woord sou spreek. Een engel het 185.000 soldate doodgemaak in een nag. Daai 60 tot 72.000 engele sou die hele aarde se mensdom met minder as 16 minute vernietig het. Maar Jesus het die ultimate liefde gehad. Die ultimate liefde het gesê, ek sal sterf vir julle. Mense, as jy nou moet dink, as jy nou net kan dink, waar die Jesus gegaan het, sit jouself, maak jou oor toe, en sien net hierdie prentjie, waar die Jesus gegaan het vir jou en vir my. En ons kyk 'n bietjie terug, na ons lewe. Wat ons doen, wat ons sê, waar ons gaan, wat ons glo. Die woord sê, ons moet as kindertjies hierdie skrifte bestudeer het. Sou ons dit gedoen het, sou ons nie so baie baie draaie geloop het, voor ons op die nou pad gekom het nie. Die woord sê ook, ons moet alles ondersoek. Halleluja. Die woord waarsku ook, Matteus 24, toe Jesus daar gesit het, met sy disippels en het hom gevra, Jesus, wanneer gaan al die dinge gebeur en hoe gaan dit gebeur? En Jesus het vir sy disippels stap vir stap gaan lees Matteus 24. Mense gaan lees Matteus 24. Dit is 'n openbaring op sy eie, waar Jesus dit in soveel woorde, jy hoef nie te raai wat hy sê nie, in soveel woorde, sê hy vir jou presies, stap vir stap, wat gaan gebeur, tot die bittere einde. So as jy nie as kind hierdie woord bestudeer het nie, wat min van ons gedoen het. Wat het Jesus gedoen as kindjie? Sy ma het hom gesoek ons in die tempel. Dan leer hy van die dinge van God. Wat het Jesus gedoen as tiener? Wat het ons gedoen as tieners? Jesus het die skrifgeleerders as tiener in die tempel gaan leer van God. En as groot mens, wat doen ons as groot mense? Jesus het geëvangeliseer as groot mens. En omdat hy so heilig geleef het, onthou, Jesus was in vlees. Hy het alles gevoel wat ons voel, hy het alles beleef wat ons beleef. Dit beteken nie dat dit vir hom maklik was nie, dit was vir hom net so moeilik, soos wat dit vir ons is. Hy het ook in versoekings gekom, net soos ons. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het die skrifte geken. Hy het geweet om vir Satan te sê, daar staan geskrywe. Moenie jou tyd mors om 'n versie te onthou presies wat waar nie, onthou die vers. Sodat as die Satan jou aanval, dat jy nie moet dink, waar staan dit? Jy sê net vir hom, daar staan geskrywe. Want dan sal hy vlug. So as ons hierdie woord geken het soos wat ons moes, so ons baie hartseer in ons lewe gespaar het, en dan kom ons soos Jesus hierdie nou pad gestap het, met hierdie Heilige Gees binne en op hom. Want as jy heilig leef, elke treukie wat jy gee, en jy gee dit in geregtigheid,
dan word jy al hoe meer soos Jesus. Jy word heiliger as wat jy is. Elke treetjie wat jy gee. En jy leef dit wat die woord van God vir jou leer. Sal jy die Heilige Gees sien werk in jou lewe. Jy sal die ervaring hê van die Heilige Gees. Jy sal dit sien, manifesteer, wanneer jy jou hande op iemand lê, wanneer jy 'n boodskap bring, wanneer jy met iemand net praat. Die Heilige Gees van God sal jou lei wat jy moet sê, wat jy moet doen. Dit sal manifesteer en dinge sal gebeur. Ek kan getuig daarvan. So mense, kom ons gaan terug na die 351 wat dit beteken wat. Hoe en waar. Wat gaan jy vanaand besluit? Ons sê elke jaar dieselfde goed. As ons in 'n kerk kom, sê ons elke keer dieselfde goed. Ons besluit elke keer dieselfde goed, maar kom ek vertel vir julle mense, julle moet julle koppe skud, dat julle ore, julle wakker klap, want julle is aan die slaap. Want Jesus is op pad. En jy gaan nie die hemel betree, gaan lees Galasiërs 5. As jy enige van daai dinge doen, sonde sal nie die hemel enter nie. Wat is heiligmaking? Dit is bely en laat staan. Dit beteken nie, Here, sorry, jy moet dit doen, jy dit weer nie, man. Wat het jy bely? Vat jy vir Jesus vir 'n ride. God is heilig. God is almagtig. Jy kan nie vir Jesus vir 'n ride vat nie. Laat ek jou verduidelik. As jy dink jy kan vir God vir 'n ride vat, en daar aan die einde, dis hy ook het nie geweet nie. Sorry, papi. Amen. Sorry. Jy moet waaragtig op 'n punt in jou lewe kom. Mense, ek praat nie net omdat ek praat nie. Julle moet my hoor vanaand. En julle moet vir my mooi hoor. Julle moet hierdie goed wat ek vir julle vanaand sê op julle harte se tafels graveer. Want die tyd is min. En elke keer wat jy sonde doen, bedroef jy die Heilige Gees van God. Elke keer wat jy sonde doen, demp jy die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die onderkant van jou hart. Die Heilige Gees sit hier onder in jou hart. En elke keer wat jy sonde doen, gaan dit in jou hart in. En dit trek die Heilige Gees al hoe meer weg. En dan gaan 'n kol kom in jou lewe. Wanneer die Heilige Gees jou verlaat. Want die woord sê, as jy die Heilige Gees te veel bedroef, sal hy jou verlaat. So wat ek vanaand vir jou wil sê, is nie net nog 'n prediker. Net nog 'n woord nie. Ek wil vir jou sê, jy is vanaand in hierdie kerk vir 'n rede. Jy kon by die huis gewees het. Jy kon in die movies gewees het. Jy kon by 'n ander kerk gewees het. Jy kon wherever gewees het. Jy is hier, want jy moes hierdie woord hoor. En jy kan nie hoor en voor die Here gaan staan en sê ek het nie geweet nie. Want Letitia het julle vertel vanaand. Die Here gaan vir jou vra, wat het Letitia vir julle vertel? Die Here gaan vir jou vra, maar hy het vir nie gesê, jy moet doen wat hierdie woord vir jou sê, en jy moet nie doen nie wat die woord vir jou sê om nie te doen nie. Jy het nie 'n verskoning nie. Jesus vra vanaand vir jou, wat gaan jy doen? Daai 39 houe, maal daai 3 leerstripes, maal daai 9 klein stripes. Vra Jesus vir jou vanaand. Dis wat ek vir jou gedoen het. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Wat gaan julle doen? Wat gaan ek doen? Onthou een ding, ek preek altyd heel eerste vir myself. Want daar's my boekie, maar ek kom nooit vir my boekie regtig uit nie. Die Heilige Gees spreek deur my. Ek is net 'n voice. Wat gaan ek en jy doen? Wat gaan ek en jy besluit? Wat? En is nie net nog 'n uitneel en net nog jammer, Here, ek bely.
Mense, daar is nie meer tyd vir hierdie stront nie. Jy moet jou mind opmaak. Jy moet jou mind opmaak, want daar is nie meer tyd nie. En as ek vir jou sê, daar is nie meer tyd nie, dan bedoel ek, daar is nie meer tyd nie, want die tyd wat oor is nie vir jou om nog 'n keer te kom sê, sorry Jesus nie. Die tyd wat oor is sodat jy die heiligmaking pad kan stap. Dis 'n proses, mense. Dit gebeur nie overnight nie. Jy moet daai heiligmaking stap. Jy moet tyd in hierdie woord spandeer dat jy kan weet waar jy gaan nie verras staan as jy dit nie bestudeer nie. Jy kan nie kom pik lees soos 'n hoender nie. Jy moet die Bybel bestudeer. Jy moet op jou knieë voor die Here tyd spandeer. Jy moet stilte tyd hê. Hoe wil jy God leer ken as die klomp skape daar loop en Jesus ons herder kom en hy roep jou, hoe gaan jy sy stem ken as jy nie met hom kommunikeer? Dit is die tyd wat oor is om met God te kommunikeer deur gebed, jou stilte tyd. Om hierdie woord, mense, moenie begin in die einde lees nie. Begin met Matteus, Daniël, Openbaring. Want jy sien net daai 3. En dan kan jy verder Tessalonisense toe gaan. Maar begin met daai 3 boeke. Bestudeer dit noukeurig. En as jy jou Bybel gaan vat, voor jy Bybel lees, bid jy. Voor jy Bybel lees, bid jy. En jy sê, Here, net nog iets voor ek verder aangaan. Hou op om te sê, Here, red Pietie en Sunny en Koos se siele. It's not God's choice, it's your choice. As Piet en Koos en Sunny se choice. So hou op om te sê, Here, red hulle siele. Jy bid, Here, seën hulle met wysheid. Want die woord sê, as jy bid vir wysheid, sal hy dit vir jou gee. Want as jy wysheid het, kan jy onderskei tussen die wat reg is en dit wat verkeerd is. So jy bid vir jou geliefdes vir wysheid. Die ander ding wat jy bid is, Here, vir myself, nie net vir hulle nie. Ons moet dit vir onsself aanhoudend bid elke keer. Here, seën my met insig van die woord. Because wat kom ek vertel julle, ek baie jaar in die bediening, 15 jaar. En ek stap alleen, want ek het nie tyd gehad vir iets anders in my lewe nie, want die vat tyd. Hierdie woord vertel vir jou presies. As jy nie hierdie woord bestudeer, ernstig, ek praat nie van lees 'n versie of 6 in die aand nie. Bestudeer die woord. En as jy bid vir insig van die woord, dan maak die Here die woord vir jou oop. Dan kan jy dit begin verstaan. So bid dit altyd voor jy lees, sodat jy verstaan wat jy lees. Want die duiwel het 'n geneigtheid om ons oogies en ons oortjies en ons verstand en alles bietjie toe te maak. So bestraf hom en bid vir wysheid en insig van die woord. En dan bid jy vir 'n onderskeidingsgees vir jou mense, vir jou kinders wat nie die Here dien nie, vir al jou geliefdes en vir jouself. Elke keer wat jy bid, bid jy vir hierdie 3 dinge. Want dan gaan 'n tyd kom en ons is reeds daar en soveel sal reeds mislei. Wat jy so met hom gaan gedraai word en mislei geword. Daar's mense wat vir jare kinders van die Here is en jy altyd gedink, "Sjoe, ek wens ek het 'n pad met die Here gestap." Soos hierdie ou. Ek wens ek het 'n pad met die Here gestap. Soos hierdie vrou, maar kom ek vertel jou vandag. Baie van daai mense is so ver van die Here af, hulle het nie 'n klou nie. Want hoekom? Hulle het geval van misleiding. Want hoekom? Hulle ken nie die skrifte nie. Want hoekom? Hulle het nie verhouding met God op hulle knieë nie. Dis in die aand, soos of jy vir jou boetie langs aan bid, en die almagtige God, wat alles geskaap het, nie, jy lees om in die bed en gee skiet gebed, jy klim af van jou bed af, man. Jy kom op jou knieë, jy gee God die... Hoor, vir een keer iemand is wat doof is. Daar is nie meer tyd nie. Amen. Jy gaan vanaand die uitstap. En voor jy gaan uitstap, ek sê nou vir jou, voor jy vanaand die uitstap, en ek spreek dit in die naam van Jesus. Want julle sal gaan staan en gaan sê, ek weet julle, dat die schat ons vertel. Daar is nie uitkoms nie, so jy gaan vanaand in die naam van Jesus, gaan jy jou lewe regmaak. Maak nie saak wat daar is in jou lewe nie. Maak nie saak wat tussen jou en God staan nie. Maak nie saak wat jou keer om te manifesteer hoe die Heilige Gees binne jou werk nie.
En as die Heilige Gees nie in jou werk nie, dan is daar fout. Dan doen jy introspeksie en jy kry dit uit jou lewe uit. Jy bely dit en jy laat staan dit dat God kan begin werk in jou lewe, sodat jy daai bo-natuurlike kragte en gawes kan ontvang, want dit gaan jou ontvlugting wees in die verskrikking waarin ons inleef. En as jy nie daai bo-natuurlike gawes het nie, man, dan kry ek jou jammer. Dit kos heiligmaking. Dit kos om 'n pad met God te stap. Daar is nie iets soos instant nie, behalwe instant koffie en instant melk. Maar wanneer dit by God kom, nothing is instant. Jy moet iets doen. Jy moet bely. Jy moet glo. Jy moet laat staan en jy moet daai pad stap. Wat beteken dit om jou kruis op te tel? Dit beteken nie, Here, ek het nou bely, hier's nou my hart en my herder en nou is ek Shanana nie. Nee man, elke dag moet jy daai kruis optel. Dis wat beteken om jou kruis op te tel, om te sê nee vir die rook, om te sê nee vir die drank, om te sê nee vir die dwelms, om te sê nee vir wat ook al daar is wat nie daar moet wees nie. Stap jou pad, want God gaan vir jou sê, wat het jy gedoen toe jy mooi verduidelik was? Hoe het jy jou pad gestap? Toe ek hier op aarde vir jou elke ding self kom wys het om het te doen, en ek het vir jou dit boek gelos, om net te sien wat om te doen. En waar gaan jy jou oë oopmaak? Waar gaan jy jou oë oopmaak? So ek weet ons almal is kinders van die Here. En ek weet ons almal stap 'n pad met die Here. Maar ek weet ook dat ons mense is. Ons sondig. Ons is van sondige aard omdat ons in 'n vleeslike liggaam is. Ons kan nie sê ons het nie vandag iets verkeerd gedoen nie. En ek wil vanaand vir jou vra, sit vir ons 'n bietjie musiek op asseblief. Halleluja. He is holy. Ek glo in die orde van God. Ek sal vir jou hier staan en preek. Maar gaan geen man dwing om iets te doen. En as hier 'n man is wat wil uitkom vanaand, ek sê nie jy's 'n sondaar as jy uitkom nie, maar ek sê ons almal doen dinge verkeerd. Kom ons maak seker as ons hier uitstap, staan ons regverdig voor God. As jy 'n man is en jy wil nie hê ek as vrou moet vir jou bid nie, dan sê jy vir my, want dan sal pastoor vir jou bid. Ek glo in God se orde. As jy vir my toestemming gee om vir jou te bid, dan sal ek vir jou bid. Anders sal pastoor dit doen. So ek wil vir jou vra, maak julle oë toe. En dink mooi aan 39 houe. Dink mooi aan 3x3. Dink mooi aan 350. Dink aan the perfect love. The perfect completion. En dan wil ek hê, en as jy nou skaam is vir Jesus, wil ek vir jou sê, sit maar lekker in jou stoel. Want jy moet nooit skaam is vir Jesus. En as jy skaam is vir Jesus, gaan hy ons skaam vir jou. So ek wil hê as jy iets het in jou lewe, wat jou blok, wat die Heilige Gees se kragwerking en manifestering in jou lewe blok, dan wil ek hê jy moet nou uitkom, en dit maak nie saak wie vir jou kyk, nie sê kom saam as jy vir my wil kyk. Kom saam, ek wil hê jy moet uitkom, en ek wil hê jy moet sorg, dat as jy hier uitstap vanaand, weet jy wat, waar en hoe. Ek gee jou kans, net soos wat Jesus al hoeveel kanse vir ons gegee. Jesus hou aan vir ons kanse gee, maar dan gaan 'n kol kom waar hy kan stop. Jy kan weggeruk word vanaand in 'n ongeluk, in 'n hartaanval, in 'n beroerte, wat ook al. Maar Jesus gee vir ons kanse. En ons kan nie die kanse laat gaan. So ek sê vanaand vir jou, en ek spreek jou aan in die naam van Jesus. Kom en kom maak reg met God. Kom en kom maak reg met die Here. Ek nooi jou weer. Kom uit en kom maak reg. Jy weet nie. En ek speel op niemand se gevoel nie, want jy weet nie. Nie ek of jy weet of jy môre weer gaan sit nie. Kom mense. Is moeilik om te sê ons almal is heilig. Ons doen baie dinge verkeerd. Ek included.
ek sê, Here, ek gaan vir myself opbid. Want ons bly mense. Ons het nog nie heeltemal die ding van die gees, oor die vrees oorheers gemeester nie. Kom mense, ek is nie iemand wat lang soebat nie, ek like nie van soebat nie. Ek like nie van soebat nie, en ek sien nie hoekom ek moet soebat nie. Jesus het alles vir jou reeds gedoen. So kom uit, dis jou keuse, maak jou keuse en kom uit, of bly in jou stoel sit waar jy is. Maar maak seker as jy in jou stoel bly sit, dat as jy nou weggeruk word, weet waarheen jy gaan. Weet hoe, wat en waar. Het enige een van julle manne 'n probleem wat ek gee dat ek koos? As jy 'n probleem is, ek voel dit. As jy klaar, mense, ek gaan nie nou nog verder praat nie. Ek het klaar gevra. Kom, ek weet daar's nog 3 mense wat uitkom, moenie wag, kom net, ek gaan jou nie soebat nie. Die Here soebat ons lank genoeg, kom. Daar sy dankie, halleluja. Ok, dankie, halleluja. Ek wil hier op die knie staan, asseblief. Ons gaan die troon nader. En soos wat ek gaan bid, gaan ek vir 'n salf in die naam van Jesus. Het enigeen van julle probleem met ek julle bid en anders sê? Alright, in the name of Jesus. Here, ek gaan nie die sondaars gebed gee. Hierdie mense is nie sondaars. Hulle ken U. Hulle wil net sorg dat daar niks is wat hulle blok. Hulle regverdigheid blok. Geen siening wat in die pad staan van hulle gebede nie. Niks wat hulle keer as jy op die wolke kom. En ek bid dat hierdie vrou seën, Here, dat die dit wat in haar lewe is verwyder, dat jy haar sal geestelik vul met 'n gawe van bo. Here, dat sy 'n lig sal wees wat skyn vir almal wat haar sien, en ek salf haar in die naam van Jesus Christus. En ek spreek lewe oor jou, lewe in Jesus. Laat hy voete vaardig raak en die evangelie verkondig. Laat jou lig skyn in die naam van Jesus. Halleluja. Ek bid dieselfde gebed vir jou. En ek bid, Here, raak hierdie vrou hart en siel en liggaam aan. Here, seën haar met 'n bonatuurlike gawe. U weet wat elkeen het, Here het baie geroep, maar min is hy verkies. En ek bid, Here, dat die werke manifesteer in die vrou se lewe in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Halleluja. Beta. Halleluja. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus. Ek bid, Beta, dat jy die evangelie sal begin verkondig soos nog nooit tevore nie. Ek bid dat jy elke tree sal gee na heiligmaking, dat jy sal leef soos wat die Bybel vir jou leer om te leef, dat jy dit ook sal verkondig. In die naam van Jesus bid ek dit, halleluja. Thank you, Jesus. Susan, ek salf jou in die naam van Jesus. Daai dae wat jy hoef terug te staan vir enige een is verby. Jy is net so belangrik vir God soos wat ek vir hom is. Jy gaan nie meer terugstaan nie. Jy gaan nie meer dink ek is nie goed genoeg nie. Die Here seën jou met 'n gawe om vir hom op te staan, om te evangeliseer en om die heilige pad te stap tot die bittere einde. En dit sal so wees. Dit sal so wees want ek ken jou hart. Sê die Here, ek weet jy's opreg. Halleluja, God bless you. Oh, Jesus, halleluja. Oh, Jesus. Juliet. Dis die laaste keer wat jy bly vanaand. Van vandag af, vanat jy hier uitstap, gaan jy daai pad stap. Daai nou pad stap met die Here. Daai dinge doen wat jy vir die Here moet doen waarvoor jy geroep is. Niemand gaan in jou pad staan nie. Niemand gaan jou aftrek nie. Jy gaan doen wat Koning Jesus vir jou geroep het om te doen, en ek spreek dit
in die naam van Jesus. En ek salf jou in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Christine. O, Here, ons diensbare vrou, halleluja. O, Here, hierdie vrou met die mooiste hart, altyd gewillig, gereed om mense te dien, Here. Here, ek salf hierdie vrou vanaand, en elke ding wat by die huis gebeur, wat nie van U af is nie, Here, ek stop dit. In die naam van Jesus, ek spreek Satan wyk in die naam van Jesus, dat niks in die vrou se pad sal staan nie, maar dat sy vir die Here sal blom. Sy sal blom, soos wat sy nog nooit geblom het nie, in Jesus naam. Halleluja, Nomen. O Here, ek leer die man onder die orde van God voor die voete neer. Here, U ken sy hart, U weet sy bedoelings is op reg. Here, ek salf Nomen vanaand in die naam van Jesus. Ek bestraf enige iets wat hom keer en blok om in sy roeping vol te staan. Here, ek blok dit in die naam van Jesus. Hierdie man sal van vandag af in die vryheid van die Heilige Gees beweeg. Halleluja, Jesus. Wat jou naam betref? Gideon. Here, ek dra vir Gideon op, Here. Ek leer hom. Ek haal hierdie pyn uit sy bladheid in die naam van Jesus uit. In Jesus naam. Jesus se wonde het genesing gebring. In Jesus naam uit. Ek leer die man voor die voete, Here. En ek weet dat hy vanaand 'n nuwe verbond met U sluit, Here. Ek weet dat hy vanaand gaan besluit, vandag is daar geen sideways nie, maar vorentoe, voorwaarts mars, en my fokus is Jesus, en my ewige lewe met Jesus. En ek salf hom in die naam van Jesus. Halleluja. Here, hierdie jong man het genoeg energie, Here. Hy kan groot dinge vir U doen. En hy gaan groot dinge doen in die naam van Jesus. Ek salf hom en ek sê wyk Satan met enige iets wat nie van God is in hierdie lewe nie. Jy gaan nie langer hierdie man blok met dit wat die Here vir hom het nie. Met dit wat die Here hom voor geroep het nie. Jy sal evangeliseer. Jy sal groot dinge doen vir die Here. Jy sal 'n getuie vir Jesus wees. En ek seën jou in die naam van Jesus. Halleluja. Koos. Halleluja, Jesus. Here, ons ken vrou Koos. Here, my ken hom beter. Here, ons ken Koos se hart, maar jy ken sy hart beter. Here, U het hom geweef. En ek bid vanaand, Here, dat hierdie man se paai sal gelyk maak. Here, daai gravel road wat hy die afgelope paar jare stap, is iets van die verlede. Die Here gaan hierdie man seën en hy gaan hom voorspoedig maak, sodat hy kan getuig, dit is wat die Here in my lewe gedoen het, want ek bedoel dit opreg met God. Ek weet wat, ek weet hoe en ek weet waar in Jesus naam. En ek salf jou, dat jy van hierdie oomblik af sal weet wat, sal weet hoe en sal weet waar in Jesus naam. Nico, jy is jonk. Jy het baie om vir die Here te doen. Die Here wil jou gebruik, maar as iets in jou lewe wat jy moet neerlê. Ek bid dit in Jesus naam, dat jy sal verlos word van dit wat in jou pad staan, dit wat jou blok. Ek bid dat die Here jou sal oprig, soos 'n jong Gideon. Here, dat die vir Nico sal help. Here, dat hy hom sal vul, en dat hy sal weet, hy is goed genoeg. Daar's
wat die Here se bloed nie kan doen nie. Daar's niks wat die 39 houe nie van Nico kan doen nie. Ek bid die Here dat hy sy hart sal verseker en dat hy sal weet hy is goed genoeg en dat hy geroep is om vir u te staan in die bediening. Dat hy geroep is om die jeug daar buite te gaan haal wat ver en verlate is. En ek seën jou in die naam van Jesus. Gaan uit en gaan evangeliseer in Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Here Jesus, ek bid vir my pastor en ons presiderende pastoor van hierdie gemeente. O Here, u ken sy hart, hierdie man het die grootste hart, ek sê altyd uit die hart soos 'n taxi. En hulle byt aan die wiele en hom alles vas. Want hierdie groot man het net so klein hartie. Die Here het hom geseën om na mense te kyk. Die Here het hom geseën om sy laaste te gee. Die Here het hom geseën om te sê nie ek nie, Here, maar u wil. Here, en ek bid die seëning vanaand op hierdie man. Here, ek bid dat hierdie gemeente met 'n krag sal groei. Ek bid dat hierdie gemeente, dit wat geprofeteer is, dit wat ek gedroom het van hierdie gemeente, sal gebeur, dat hierdie gemeente se naam sal uitpas, en dit sal ware kinders van God wees, waar die Heilige Gees sal manifesteer, en hulle sal die verlore skape inbring, in Jesus naam, en ek salf jou, in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Here, ek ken vir die saak, Here. U weet hy wil vir die worship, u weet hy wil vir die sing, Here. U weet hy wil vir die tamboerijn speel, maar Here, ek wil vanaand die evangelisasie werk binne in hom oopmaak, in die naam van Jesus, dat hy sal uitgaan, en hy sal bedien, en hy sal mense trek, soos wat hy nog nooit tevore gedoen het nie. Hy het nog altyd bedien. Hy het nog altyd geëvangeliseer. Here, maar ek wil hê jy met hom salf. Jy met hom vanaand salf, met 'n gawe uit die hemel, wat hy 'n verskil gaan maak, wat hy die skape gaan laat inkom. En ek salf hom in die naam van Jesus. Doen wat die Here van jou verwag vir u. Staan op, doen, jy weet wat, hoe en waar. Halleluja. In Jesus' name. In Jesus' name. Boete, wat jou naam? Willem. Willem. Here, ek ken nie vir Willem, maar ek ken hom. Here, die feit dat hy kom uit nie net sê vir my, dat hy sy hart op die regte plek is, Here. Die feit dat hy kom uit nie net sê vir my, Here, ek wil 'n pad stap en nie net wil ek 'n pad met u stap nie, Here, maar ek wil die woord verkondig, Here, ek wil 'n wessel wees wat u kan gebruik, Here. Ek wil hê u moet my gebruik, die kragtige gawes op my sal val, sodat ek kan gesond maak in die naam van Jesus. As ek hande op iemand lê, sal hulle gesond word. Ek wil hê u moet my vanaand seën, Here. Willem, wil hê u moet hom vul met dit wat hy nodig het om die werk te verrig, Here, en ek bid die seën oor hom en ek salf hom in die naam van Jesus, dat hy sal opstaan en dat hy sal begin evangeliseer, dat hy nie bang sal wees en daai passie, daai verlang in sy hart wat hy lankal voel om te doen, dat hy in die naam van Jesus sal opstaan en manifesteer en dit begin doen. Dankie Jesus. Halleluja, Jesus. Here, hier is nog 'n jong man wat sy hart op die regte plek is. Here, ek wil bid dat hy kom manifesteer in die Gees. Here, dat die Heilige Gees nie net hier aan die onderpunt van sy hart sal wees nie, maar dat die Heilige Gees oor hom sal wees in Jesus naam, dat hy sal doen wat 'n kind van God waardeur die Heilige Gees werk en manifesteer sal beweeg. Dat hy deur die Heilige Gees sal beweeg, dat hy sal praat wat die Heilige Gees vir hom sê om te sê, dat hy sal doen wat die Heilige Gees vir hom sê om te doen, en ek salf jou vanaand in die naam van Jesus, want tyd is daar nie om te mors nie, Renier, jy staan op en jy doen wat die Here jou voor geroep het in Jesus naam.
Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Buddha. Halleluja. Het is wonderbaarlijk om mense in kerk te sien. Gereeld, Here. Liefdevol. Here, hierdie man het hart van goud soos 'n vroukie ook. Here, het 'n groot hart. En Here, het 'n liefde vir U wat gereeld opkom na die samekomste, Here. Here, en hierdie man wil ek bid. Maak nie saak of hy al in die jare is nie, Here, want die wysheid kom met die grysheid. En die wysheid is op hom, want hy is reeds grys. En daarom bid ek vanaand in die naam van Jesus Almagtige God, Hemelse Vader, dat U hierdie man met 'n nuwe salwing sal seën, Here. Dat U die krankheid sal wegneem, dat hy jonk in die gees sal wees, en dat hy sal evangeliseer, soos nog nooit tevore nie. Ek spreek dit oor jou in die naam van Jesus. Gaan en gaan maak disippels. Gaan en bring die wat mislei is terug. Gaan en verkondig die evangelie in Jesus naam. Amen. In Jesus naam. Halleluja. Oh, hy is aan my kind. Halleluja. Here, hier heeft die vrouwtje van Gert nou net gepraat het. Oh Jesus, wat 'n goeie hart, Here. Vol liefde. Vol liefde, Here Jesus. Gee ons 'n bietjie liefde van wat hierdie vrou na hart het. Here, ek wil bid dat U die vrou sal optel. Dat U haar sal optel, al die stote, al die stampe, al die vernederings. Here, die een by die huis wat haar seer maak, en goed sê wat haar ongelukkig maak, en ek praat nou wat die Gees vir my gee, want ek ken nie wat by die huis aangaan nie, maar ek sê, Here, dat U vanaand hierdie vrou gaan oplig, dat U haar gaan verhoog, dat niemand haar sal vertrag nie, niemand sal haar weer seer maak nie, niemand sal haar weer ongelukkig maak nie, want sy weet, die enigste lewendige God, wat die dood oorwin het, wie se Heilige Gees binne ons en oor ons is met jou Tannie, en hy sal jou dra, hy sal jou bewaar, en hy sal jou optel en verhoog. Jesus, verhoog jou en ek salf jou, in die naam van Jesus, koning van alle konings, gaan en wees 'n trotse banier vir Jesus. Niks meer trane, niks meer seer nie, maar Jesus stel jou op, my sussie. Jesus stel jou op. You go in the Spirit of the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Karabashitoro kotoro papatatia. Hondarabashit. Natisha. As jy reg, maak nie saak of jy telefoon nie, maar jy kan ook nie opstaan. Maak nie saak hoeveel keer jy in die donker van my liggaam besit nie, en jy val en jy gaan elke keer opstaan. Jesus het dit reeds aan jou bereik. Jy weet ons dien 'n lewendige God. Jy weet, jy kan al boeke skryf van hoe die Here jou opgetree het, hoe hy jou arm nie dat seer kry nie, hoe jy opstaan. Jy weet dat Jesus, soos wat hy vir een en elkeen van ons vanaand hier is. Net voor ek aangaan, het ek julle vertel wat het Jesus gedoen toe hy die 3 dae in die graf was. Ekskuus, ek praat nou lang, vergewe my, maar ek moet dit vir julle vertel. Dit is wat Elsa my gevra het, het julle nie geantwoord nie. Toe Jesus sy asem uitgeblaas het hy afgegaan na die Hades toe, dis die doderyk. Jesus het die sleutels van die doderyk gaan neem, hy is in charge daar.